Goeiedag geliefdes. Ek gaan met die gesels vir 'n paar weke oor die huwelik. Ek het 'n paar jaar terug het die Here aan my 'n paar dinge uitgewys oor dinge wat in ons huwelike groei verhinder. Ons hoor baie kursusse oor die huwelik wat praat oor dinge wat jy moet doen om jou huwelik te bevorder, wat alles mooi is en reg is en nodig is. Al daardie dinge is nodig om die huwelik te laat groei. Maar die Here het vir my dinge gewys wat al doen jy al hierdie dinge reg en jy nie hierdie dinge uitskakel nie, dan gaan dit die groei in jou huwelik belemmer. Onder andere is daar omtrent 20 wat die Here my al gewys het en daar kan dalk meer wees soos wat die Here lei. En ek wil vir 'n paar weke met u oor hierdie dinge praat en ek gaan vir u kort lessies los, kort gedeeltetjies, sodat jy dit kan in die aande dalk saam met jou vrou of jou man deurwerk en julle dit dalk as 'n Bybelstudie kan doen en dat mens eerder een punt op 'n slag deurtrap en dit uitsorteer as wat mens alles op een dag doen. En baie van ons is ook haastig, ons kan nie altyd na ure se lesings kyk nie. En ek wil vir u, wat die Here vir my gewys het, is dat daar baie dinge is wat die groei in die huwelik verhinder. Nou enigiets wat lewe moet groei. As iets nie meer groei nie, is dit dood. Dan begin dit vrot. 'n lewende ding moet groei. As jou huwelik lewend is, dan sal dit groei. As jou huwelik gesond is, sal dit groei. Maar as baie keer dinge wat die groei belemmer. Ek het jare terug, het ons in ons streek, het ons van Sasol, groentetonnels vir ons gesponsor. En ek het 2 dae agter in my tuin opgeslaan, en ek het besluit te gaan pampoene plant. En ek het pampoene geplant, en hulle het verskriklik mooi gegroei. Die mooiste blare, groot blare, het van onder tot bo, voor tot agter, het die pampoene blare gegroei. Maar nie een pampoen nie. Daar was nie een pampoen gewees nie. En ek het een van die boere gaan vra, maar wat doen ek verkeerd? Hoekom is daar nie 'n pampoen nie? Toe sê nee, maar die pampoen het 'n bytjie nodig, wat hom bestuif, sodat hy kan pampoene hê. En ek het toe die deur oopgemaak, en laat die bye kan inkom, en daar begin toe die mooiste pampoene groei. Maar die oomblik toe hulle so 'n bietjie groter as 'n cricketbal is, toe begin hulle vrot. En ek gaan weer na die boer, ek sê vir my, nou begin my pampoene vrot. Sê ja nee, maar nou moet jy hulle spuit. As hulle op 'n sekere grootte is, moet jy hulle spuit. Want anders is daar 'n steekvlieg wat hulle steek en dan word hulle vrot. En baie keer is daar in ons huwelike ook steekvlieë of daar kom nie groei nie, want daar's dinge wat verhinder dat die bytjies by ons huwelik kom om die blomme en die pampoene te laat groei. En hierdie kursus wat die Here my gewys het, is juis om u te help om van daardie dinge ontslae te raak. Dinge wat die Here vir my gewys het, wat groei in ons huwelike belemmer, wat die huwelik benadeel. En al gaan ons op 'n date, en al doen ons alles wat hierdie mooi kursusse, wat baie mooi en goed is, ek het self al baie van hulle gedoen, en hulle is regtig doeltreffend. Maar ek het geleer, as jy nie hierdie dingetjies uit jou huwelik gaan uithaal nie, dan gaan jy nooit op 'n oorwinningspad in jou huwelik kom, jy gaan altyd goed krap, en jy gaan nooit 'n volmaakte of 'n goeie huwelik sal hê nie. En ek wil jy die vraag vra vandag, is jou huwelik 'n huwelik bly of huwelik weg? Baie mense het ek daai vraag al gevra, en hulle weet jy, my huwelik is nie lekker nie. Ek geniet nie meer my huwelik nie. En as ek hulle vra hoekom, sê ons het uit mekaar gegroei. Ons het ons gevoelens begin verloor. Ons beklei net. Ons beklei oor die geringste dingetjies, oor die stupidste goed. En dan vra ek maar, wat het gebeur? Ons het net van mekaar weggedrywe. Ja, ons gaan nog op 'n date night, ons lees Bybel saam, ons doen al hierdie dinge, maar ons mis mekaar nie. En dan wil ek die vraag vra, is daar nie dalk dinge, steekvlieë, wat jou huwelik benadeel, dinge wat jy nog nie meer gedeel het nie. En in die volgende paar weke gaan ek met u oor
hierdie dinge praat, soos ek sê, daar's reeds 20, en ek gaan 1 punt op 'n slag behandel, en dan glo ek, die Here gaan ook vir u daardie dinge wys, wat dalk in u huwelik 'n probleem kan wees. Want ek glo dat 'n mens wil hê, dat jy in 'n gesonde huwelik moet wees. Ek het so ruk terug, het ek deur my huweliksregisters gegaan, en van die mense wat ek weet wat ek getrou het, was ek geskok hoeveel geskei is. Nou die dag het ek gaan Statistieke SA gaan opsoek, toe was dit dat 1 uit elke 3 huwelike binne die eerste 5 jaar in die skeihof eindig. En 2 uit elke 3 huwelike ergens op die pad in die skeihof eindig. Ek glo regtig dat die rede daarvoor kan ook wees dat ons nie die steekvlee uit ons huwelike uitgehaal het nie. En ek glo regtig dat die pad wat ons gaan saamstap, u gaan help om te kyk waar daar dalk dinge in jou huwelik is. Ek het al mooi groot sukses gesien hoe die Here huwelike uit die moddersluike uitred, wanneer hulle toelaat dat die Here hulle verander. En miskien is jou huwelik vandag op 'n plek waar jy al gedink het, huwelik uit. Ek kan nie meer nie. Ons beklei net, ons praat nie meer nie. Dan wil ek sê, byt bietjie vas. Doen hierdie lesing saam met my. En ons kyk of daar nie dinge is wat jy toegelaat het, of jy nooit meer gedeel het nie, wat dalk hou vas op julle huwelik het, om te verhinder dat julle groei. En dat jou huwelik 'n plek word, waar huwelik wees, huwelik bly. Ek kan nie wag om huis toe te kom nie. Iemand het eendag vir my gesê, ek werk laat, want ek het nie lus om huis toe te gaan om te gaan beklei nie. Want ek weet, ek en my vrou gaan nou weer net beklei. Die Here kan jou huwelik red. Die Here sê, waar is hy julle uit julle saamgevoeg, en jy het een geword. En ek wil jou bemoedig, werk in jou huwelik, maar kom ons kyk of die Here nie vir jou dinge wys, uit hierdie lesings wat ek gaan aanbied. Of daar dinge in jou lewe is wat jy mee moet deel. En of dit 'n verskil in jou huwelik kan maak. Die Here seën.